Goeiemôre Leefstyl familie, hoe gaan dit vanmôre met julle? Wag, hulle kyk al nog te veel aan die kant. Kom ek vra vir julle, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Okay, het julle het nog gekyk, hoe gaan dit die kant? Charlotte die deel ek is waar blij julle te sê. Julle verwelkom ek met hulle. Hulle in my stad, baie welkom. Agter Martin is lief vir jou hoor. Ek wil vir almal vandag baie welkom sê dat julle opgekom het na die huis van die Here. Ek wil vir al ons besoekers sê, mag julle vanoggend die diens saam met ons geniet en ons is gemaklik hierso waar dit lekker is, hierso wil ons bly op wat sê ek. Amen. Dis mos hoe dit is. My dan toe. Kom ons staan vanoggend en dan gaan ek die diens open en dan gaan ons aangaan. Ons het vanoggend 'n groepie mense wat ons wil voorstel, nuwe familie in ons huis. Maar die vorige keer nie hier was nie, want hulle het 'n bietjie gaan kuier en vandag is hulle hier. So dis altyd ons om familie voor te stel, is dit nie? Yes, amen. Joh, julle is eintlik 'n vreeslike mooi klomp mense as julle so kyk. Magies, straat. Nou toe, kom ons maak ons oor toe. Dierbare Hemelse Vader, vanoggend gee ons U al die lof, al die eer. Here, ons kom vermoed hier by mekaar, Here, ons wil stil raak en ons wil U stem hoor, Heilige Gees. Terwyl ons nou gaan besig raak met U dinge, Vader, staan by ons stil, Heilige Gees, omarm ons. Maak ons ore vermoere oop, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Ons oor dat ons kan sien wat U vir ons wil hê, waartoe ons moet gaan en wat ons moet doen en hoe ons moet beweeg. Ek vra dat U die musiekspan sal bless, dat hulle ons bedien. Here, dit is nie vir die mens nie, maar dit is als tot eer en verheerliking vir U, Vader. Here, so ook bid ek vanoggend vir die woord wat moet uitgaan. Vader, salf en seën Paul se lippe waar hy vir ons die woord bring, Here. En soos ons altyd sê, die woord is dalk vandag nie vir my nie. Ek eet van die vleis en ek haal die grate, die bene haal ek uit, want dit is nie alles vir my nie. Maar as dit vir my is, o Heilige Gees, wil ek hê dit moet rema word in my hart vanmôre. Ek vra ook seën elke ene wat vanoggend opkom na die skatkis om hulle offerande en tiende na U huis te bring, Here. Seën die wat daarmee werk, Vader, sodat dit wat ons doen net goed sal wees, Here. Ek loof U en ek prys U en ons verwelkom U in ons midde in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou groet gou die een voor langs en agter jou terwyl ek julle vra om vorentoe te kom. Die is offerande na die skatkis te bring. Amen. Ons het ook nie anders te wees vanmôre. Wag eers. Ons kan rustig sit. Ek gaan eers die nuwe lidmate vra om vorentoe te kom. Hy wil nou oppas dat ek nie op 'n mikrofoon, so ons gaan nou saam praat hierso. Alright. Ek gaan vra net die nuwe lidmate wat ons mee gereël het. Johanna, kom staan hier voor en White, Frans. Ek sê net vir julle, dis makliker om dit dadelik te begin. As die worship eers begin, is dit so moeilik om 'n onderbreking te doen. Want as dit eers begin lekker vloei, hoe stop jy nou om te sê ek gaan dit eers doen? So ons is opgewonde vanoggend om die Viljoen gesin en natuurlik die Grip gesin baie welkom te sê. Jy sien, hy sê ietsie moois vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So raai wat, maak nie saak wat julle doen nie, dis nie te vergeefs nie. En ek weet baie keer voel dit so asof ons doen so baie en niemand sien dit raak nie. Jy moet nooit bekommerd wees oor wie dit raak sien, Vader sien. Solank Vader raak sien en ervaar wat ons doen, is dit die beste ding wat kan gebeur. En dit is al wat saak maak. So ek wil vanoggend die tyd vat om vir jou, Frans, en Nel, en hy pragtige klein dingetjie. Weet jy wat, dit is so voorreg as ons hierdie klein goedjies bykry, want dan weet ons, een van die dae is hy by die kinderkerk. So, ek wil tog nou net nie vir julle ou grys is nie, maar vir die ander wil ek tog die voorbeeld gee. As julle die geheim soek, praat net met Fransie hierna. Ons het nog baie babietjies nou. Amen.
is daar so stilte? John, wat van nou daar daarmee my vriend? Ons werk aan die huis van nie. Ons dan baie welkom. Dit is so voorreg om julle deel te hê van ons. Sien jy ook net drukkie by die blou oop. En dan Johan, so lekker om julle deel te hê van die familie. Vertel. Sorry. Ja, is nog so lang ook. Die Here het iets spesiaals wat hy doen. En ek dink baie keer mis ons baie belangrike goed. En vanoggend is dit 'n baie groot voorreg om vanoggend hier saam met julle te staan. Al journey ons al 'n hele rukkie saam. Is iets nuuts wat begin. Nou vir die van julle wat nog nie ons woordstudie bygewoon het nie, Pastoor Chantel hanteer ons Dinsdae-aande se woordstudie en sy doen ook ons vroue op Donderdagoggende om 09:30. As jy dit uitmis, gaan jy uitmis. Want ons het soveel kos nodig om deur die week te kom. En dit is so belangrik, so vir julle as gesin en natuurlik met jou op hierdie belangrike jaar. Matriek is nie almal se fortuin nie, want om een of ander rede moet 'n mens by alles kom en nog gaan lewe. Nou ek dank die Here dat in ons tyd was dit nie so intens. As ek terugdink, weet ek nie eintlik hoe dit deur het gekom nie. Maar ek dink net die gemaklikheid was soveel groter. So ons bid regtig die seën van die Here oor julle. Ons sal staan hier by ons. Ons wil julle graag salf en julle net verwelkom by Leefstyl familie. Ons glo en vertrou dat die Here regtig iets groots het vir die nuwe seisoen wat voorlê. En dat jy altyd die vrymoedigheid sal hê. As daar ooit iets is wat jy nie verstaan of ongemaklik is nie, gaan dit net jou skuld wees as jy nie vra nie. Want ek en Isaan het 'n gemaklikheid met, jy weet, 'n vraag kan net so intens wees tot 'n antwoord kry. En dis dit. En ek dink baie keer kyk ons vas en ons dink, nee, ek weet nie hoe gaan ek dit doen, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Here, maar deur U wat my die krag gee. En dis al wat saak maak. So, ek was so bang geweest, ek kyk die hele tyd, ek wil sê Daniel, dit is 'n paar bietjie door my. Ek moes eers mooi kyk, daai naam, ek weet is baie naam by mamma, maar dit is nie. En dit is waarom ons vanoggend hier kan staan. Ek wil vra, staan so naby mekaar en kan ons hande net so op mekaar se skouers sit. Johan, 'n voorreg vir jou. Die voorreg om elkeen vanoggend te salf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, Here. Vader, soos ons hulle nou toemaak, verwelkom ons hulle in Leefstyl familie, Here. Ek bid, Here Vader, dat goedheid en guns hulle waarlik sal volg in hierdie journey. Ek bid, Here, dat U hulle opstaan, dat hulle net sal weet, Here. Vader, in die tyd wat ek spesiaal verdankheid vir al finale jaar, Here, dat U al werklik sal bystaan, dat U al wysheid gee, dat U al krag gee in hierdie tyd, Here. Vader, in die voorreg om klein Johannes op ons te hê, Here, so klein as wat sy is. Vader, die voorreg om haar net te verwelkom in hierdie familie. Vader, ons bid nou dat U seën op hulle sal rus. In Jesus naam. Amen. Amen. Draai so om, ek wil graag hê dat die gemeente julle 'n lekker hand gee. Ons kan ons sitplekke neem. Dan wil ek daar net 'n kansie vat, jy gaan nie gaan wegkom nie. Ons het 'n birthday doel vanoggend. Nou gewoonlik doen sy die singwerk so, die ander moet hom op vir jou sing. Melanie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons bid dat hierdie nie net nog 'n verjaarsdag sal wees nie, maar dat jy soveel seën sal ervaar en dat dit wat voor lê
dat Vader vir jou soveel goedheid sal oopmaak. En dit wat jou hartsbegeer is, dat hy net vir jou sal gee. Amen. Kom ons sing my happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lonnie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Nou ek net na die ou langs jou kyk en net vir ons dat jy is awesome. Net nie na al ons gevrou se oor kykie maar sê net vir jou jy is awesome. Weet jy wat? Ek wil vanoggend graag vir julle sê, ek dink nie ons besef hoe awesome ons is in die oë van die Here nie. Ouers, jy is so spesiaal. Die woord sê, hy het ons by ons naam geroep. Hoe meer persoonlik kan dit raak as dit? So ek wil vanoggend vir jou sê dat al is my tema vanoggend, waar staan jy? Dit beteken nie dieselfde as wat ouens vir jou vra, waar bly jy nie? Want nou dink jy dat jy moet stil bly. Ek wil jy moet vanoggend besef dat daai spasie, as dit nie vir jou genoeg is nie, skuif uit my vriend, hier's 'n groot gang, hier's 'n groot area hier voor. In die huis van die Here is ons tuis. In die huis van die Here kan ons onsself oorgee en sê, Here, wat is u plan vir my? My vriend, as jy nie jou hande in die lug kan gooi vir die Here nie, dan moet jy plek maak, kom staan op 'n ander plek. Jy sê, julle voorry, hier sit niemand nie, vir iemand wat dalk spasie soek. Amen. Maar ek wil hê jy moet vanoggend net die gemaklikheid gebruik. Ons sluit ons oë. Vader, dankie Here, dankie dat u besig is in hierdie huis, Here. Vader, dankie Here vir u teenwoordigheid. Vader, dankie Here dat ons nou u seën oor ons finansies kan bid, Here. Vader, dankie Here dat u elke negatief of positief maak, Here. Vader, dankie vir die wysheid dat dit wat ons verkeerd doen, dat u ons die regstelling sal laat maak, Here. Vader, dat ons kan weet, Here, ons het nie nodig om die hele tyd rond te loop om bekommerd te wees nie. Vader, wat ons aanbid, die koning van alle konings, Here. Ons staan voor u wete, Here, u kan alles doen. Vader, vanoggend, Here, stel ons onsself oop en ons sê, Here, kom werk in ons. Kom werk vanoggend in ons. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Ons gaan ons tiende en offering na die skatkis bring en as jy die spasie soek, bly sommer hier voor. Sorry.
het as Jesus nie daar was. Dankie dat U ons hoop is. Dankie dat U ons toekoms is. Dankie dat ons kan sing for You are great. You do miracles so great, Lord. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one
U wil in hierdie huis vanoggend, Here. Vader, ek bid, Here, dat ons vanoggend net weer eens sal vasmaak dat die woord die hoogste gesag is, Here. En dat ons vanoggend U soewereine wil oor hierdie huis bid. Vader, niks in ons nie, maar alles in U, Here. Dit is ons gebed nou, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kan ons sitplekke neem. Yes, Lord. Ek dink baie keer is ons in die gemaklikheid van dat ons dink ons is okay. Maar baie van ons is lankal nie meer okay nie. Baie van ons is dalk op 'n plek waar ons vanoggend net sê, Here, staan net 'n bietjie stil by my. Help my om net vanoggend die Gees te ervaar, soos wat ek dit dalk nog nie, of dalk baie lank terug ervaar. Jy sien, die vraag wanneer ons by die woord kom, waar staan jy? Vir my is dit net, waar staan ek in geloof? Dis die enigste ding wat vir my belangrik is. Ek kan soveel antwoorde hê oor waar ek dink ek in die lewe is, of waar ek moet staan. Niks van daai goed is vir my so belangrik, soos waar staan ek in geloof. Jy sien, wanneer jy in geloof staan, weet jy wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Maar wanneer jy nie in geloof geanker is nie, is dit onseker oor alles. Jy's onseker oor jou gesondheid, jy's onseker oor jou omstandighede, jy's onseker oor jou finansies. Ek lag baie keer as mense sê, weet jy, ek is so bekommerd oor my finansies, dan vra ek, hoekom het jy niks meer oor? Nee, ek is bekommerd. Jy sien, ergens het die Here net daai goed vir my losgemaak. Ek raak eers bekommerd as daar reg niks van niks is nie. Dan sê ek, Here, as ek reg onthou, is ek U kind. En as ek gehoorsaam is aan U woord, dan is daar van hierdie goed wat nou moet gebeur. Dis waarom Johannes 14:14 so belangrik is, wat jy vra in sy naam. Ouers, ons kan in daai omstandighede net op die plek kom waar ons sê, Here, ek staan in my geloof in U, want U sê by U is niks onmoontlik nie. Vader, U weet wat ek nodig het. Ek het nie nodig om elke aand by Spur te gaan eet nie. Ek het nodig om net elke aand kos in my liggaam te hê. Jy sien, ons 'n verskil. En ons moet die verskil verstaan, want ons wil die lyntjie hier trek. Maar is eintlik net nodig dat hy hier is. Ek het nodig om hierdie salaris te verdien. Hoekom? Ek het jou gou gevra, kan die Here jou vertrou in 'n bietjie? Kan hy? Ja. Ek wil jy met 'n mooi hoor. Want sodra mens begin praat oor kan hy jou vertrou, dink jy, hy dink nou of ek my tiende betaal. Niks my te mooi wat jy ding in my vriend. En ek sê dit 'n mooiigheid. Ek weet, ek kom dalk partykeer maar 'n bietjie bot oor, maar dit het regtig niks my te mooi. Wat jy doen om gehoorsaamheid, niks my te mooi nie. My gehoorsaamheid in die Here, dis al wat met my te doen het. Jy sien, as die Here my kan vertrou met 'n bietjie, praat nie net van finansies nie. Ek praat van baie verskillende bietjies. Want 'n bietjie geloof gaan beteken dat ek bietjie wakker moet word en bietjie moet luister wat die Here vir my sê. Ek moet bietjie by mense uitkom en my hande op hulle lê. Ek moet bietjie hoor wat mense se uitroep is, sodat ek hulle die goeie nuus kan gee wat Jesus Christus sê. Jy sien, daar's soveel verskillende bietjies. As ek dink in hierdie laaste 2 weke, my boetie gaan in vir 'n operasie, basiese skoueroperasie. 'n week later gaan dinge verkeerd,
Soos hy nou al 4 keer in teater toe gewees om die wond weer oop te maak. Hy tel septisemia op en so tel hy ook 'n virus op. En ewe skielik gaan alles verkeerd. Jy sien, Jesus het hom nooit gelos nie. En die voorreg wat ek vanoggend het is om hier te staan, vir julle te sê, my boetie is by die huis. Hy het 180 telling gehad van infeksie. En in 2 dae bring die Here dit letterlik so elke keer met die helfte af. Jy sien, gebed verander sake. Hy sê, hy sê by die huis, dan sit hy met sy hand so op sy klein hond, en ek sê, nee, want jy is gezond, jy kan klein hond vir. Hy sê, weet jy hoe voel het om nie te sit? Geen pyn. Hy sê, is die Here nie goed nie? Hy sê in 'n oogwink, sê het my dit en dit en dit, en ek sê vir die dokter, nee, die Here het my genees. En hy begin net vasmaak, genesing. As ek kom vra en sê, ek weet jou telling moet afwees, sodat weet maar as hulle vir jou sê, want ek weet, die Here doen nie al op 'n werk nie. En 2 dae later is ek by die huis. Hoekom moes hy deur daai journey gaan? En ek steel nou my boetie se getuienis, maar gelukkig hy sê George, hy gaan dit nie kan bring nie. Hy het die geleentheid om die dokter wat oor hom is, by Jesus te kry. Hy het die voorreg om daai dokter te vertel van wie Jesus is, dat die staf vir hom sê, die dokter sê ons moet eers bid. Jy sien, dis wat gebeur, wanneer iemand van buite af kom en hy werk aan iemand, wat 'n geseënde van die Here is. Shani het vanoggend so mooi skrif daar in die bidkamer gedeel. En ek besef net, Here, as dit maar net is wie ons is, dan gaan elkeen van ons wat vanoggend hier sit en wat dalk luister, weet waar ons staan met Jesus. Maar ons het nodig om te weet, ons lig skyn. Ons ek is jammer, nêrens in die Bybel lees ek iets van 'n dowwe lig nie. Nee, weet nie. Hoe maklik is dit om 'n geestelike glow te change? Come on. Weet net wat hy inklip. Hy druk draai. Uit, nie weer in. Dis wat ons in die gees nodig het. Ons het nodig om dit by inklip weer te ervaar van die Heilige Gees. Want jy sien, dit is wat die lig verhelder, wanneer die Gees van God ewe skielik skyn. Geloof is om God op sy woord te neem. Doen ons dit. Jy sien, ons moet hom mooi dink. En ek love amen. Maar ek wil hê, dat wanneer jy amen sê, moet jy weet jy het God op sy woord gevat. Ou het 'n paar weke God op sy woord gevat en opgestaan en geloop tot voor. Hoekom? Want hy het hom op sy woord gevat. Jy sien, ons het nodig om te verstaan wat geloof waarlik is. Is dit iets waaroor ons praat, of is dit 'n aksie? Ek sê altyd, as iemand vir jou sê hy is nederig, ek hoop nie is een van julle nie, dan reverse ek klaar. Want as jy jouself ag as nederig, dan is ek bang vir jou. Want ek het nog nooit ervaar wanneer nederigheid oor my was nie. Jy sien, want wanneer ek by die voete van Jesus is ek as mens nie bewus van watter tyd ek is nie. Ons sing my mooi lied, become humbly to your friend. Ek wil vir jou sê, jy met jouself kan oopstel. Johannes 3:30 sê, meer van hom, minder van my. Dis wanneer jy eers die idee kry van wat beteken nederigheid. Om nooit vir 'n ou sê, weet jy wat, ek kom nederig na jou toe. My vriend, miskien het jy dit net in onkunde gebruik. Die enigste tyd wat ek ooit nederigheid ervaar het, was in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Dis al. Die ander kere was ek net arrogant, omdat ek gedink het, ek kan dit of dit. Maar ek dank die Here, dat hy daai arrogansie weggevat het, en my wysheid gegee het, vanuit sy woord, wat dit beteken, om werklik in nederigheid by sy voete te lê. Nie nederigheid te praat nie, om by sy voete te lê.
Jy sien wat wanneer ek opstaan, wil ek in autoriteit praat deur dit wat die Gees openbaar. Nou as almal hulle Bybels het, dan kan ons gou blaai na Romeine 10. Romeine is nie die Ou Testament nie, die Nuwe Testament. Romeine 10 vers 17. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit baie mooi. Hy sê die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Jy sien, wanneer laas het jy werklik op die plek gesit dat jy aangehoor het van wie hy is en van wat hy moet doen? Maar nou wil ek dit net so curveball gooi vir jou vra, wanneer laas het jy dit geglo toe jy gehoor het by God is niks onmoontlik nie? Wanneer laas het jy in sy woord gestaan en geweet dat in sy woord kan jy elke antwoord kry? Jy sien, geloof word in ons harte gewek wanneer ons die woord van God hoor. Wanneer ons van Jesus en alles wat hy vir ons gedoen het hoor, word geloof in ons harte gewek. Maar jy sien, ons het nodig om dit te hoor. Ons het nodig om dit in te neem. Ons het nodig om dit hier deel te maak van wie ons is. Want dit is hoe jy uitvind waar jy staan. In Jesus. Ek gee nooit om waar ek staan met mense nie. Want raai wat vandag, weet jy presies, nee wat ek en hy is lekker in lyn, en môre is hy nie lus vir jou. So wat? Waarom breek ons koppe die hele tyd oor mense se opinies? Jy sien, daar moet net een opinie wees, en dis Jesus Christus se opinie. Ons moet net gestel wees op sy plan vir ons. Geloof beteken om God as volmaak betroubaar te aanvaar. Glo ons dit. Glo ons hierdie stel. Glo ons dat geloof werklik ons op die plek bring dat ons vertrou dat sy woord betroubaar is. Of aanvaar ons maar net wat mense sê. Jy sien, dis waarom het so belangrik is om die stelling wat hier binne is te kan volg. Ons moet weet wat hierdie vir ons sê. Ons moet weet wat die inhoud hiervan is. Ons moet gemaklik wees met, Here maar, iets anders sê hier binne. Jy sien, jy gaan dit net weet as jy toelaat dat die Gees deur hierdie werk en lewend word binne in jou. Maar as jy heeltyd oppervlakkig net scan en, okay, ja, ek ken hierdie verhaal, weet jy wat, ek is al so baie die Romeine. Romeine is 'n boek wat hy kan net nie losmaak met jou nie. Elke keer as ek dink ek verstaan Romeine, dan lees ek 'n vers en dink ek, hoekom het ek hom gemis? Hoekom het ek hom anders gelees as wat hom gister gelees het, of vandag gelees het? Want jy sien, die Here het 'n manier om met ons te praat, deur sy woord. Maar dis wanneer die woord lewend word in ons. Nie wanneer ons net kyk en sê, ek het dit gelees nie. Jy sien, daai is nie net 'n boek nie, dis die boek van die lewe. En as ons dit tot harte neem, is daar niks wat ons kan stop nie. En hoor gou, as jy mooi kyk in jou Bybel en sê hy die volgende, by 2 Petrus 1, vers 5 tot 7. En terwyl ek daai lees, besef ek net, my eie opskrif is, my lewe moet by my geloof pas. Ek wil nie sê, jou of ons nie, ek het dit persoonlik gemaak vir myself. My lewe moet by my geloof pas. Hy sê in 2 Petrus 1 vers 5 sê hy, juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle bewaar gaan word. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is. 'n Goeie leefstyl bring weer mee dat jy God beter leer ken.
Wanneer mense dit vir jou sê, ek onthou as 'n jong seun is my ma vir my gesê het ek moet so en so. Jy sien, wanneer jy in rebellie vasgevang is, wil jy alles doen anders as wat jou ouers vir jou sê. Ek weet nie hoekom dit so lank vat voordat 'n mens verstand kry nie. Jou ouers het die pad al geloop en dan dink jy slimmer. Ag mami, ek gaan nog daar uitkom. Dit sal nog my seisoen wees. En dan kom dit uit en dink ek, Here, kon ek nie maar net eerder dit nie gedoen het nie. Kon ek nie maar eerder net geluister het nie. Raai wat die woord van die Here is dieselfde. As ons net luister na die woord van die lewe, kan jy dink hoeveel foute gaan jy nie verder maak nie. Vergeet van wat klaar is. Dit is verby. Maar ek het nie nodig om vandag weer foute te maak. Ek het nie nodig om môre weer foute te maak nie, want ek staan in die woord. En hoor gou wat sê in vers 6, as 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Hey, ek wil gou vir jou vra, ken jy waarlik God? Ek vra nie, weet jy van hom nie? Het jy al gehoor van hom nie? Ken jy waarlik God? Want jy sien, jy moet God waarlik ken om hierdie te verstaan. Om op die punt te kom van, Here, ek verstaan wat dit is. As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Ek weet nie van julle nie, maar dissipline was nog nooit een van my sterkste goed nie. Ek het gesukkel daarmee van kleins af. Ek het altyd net die ander kant probeer druk om te kyk wat gebeur. Ek hou van reaksie. Toe ek in die bediening kom, sal nooit vergeet met die pastor wat ek onder was, dan sê hy vir my, jy kan nie mense provoke om te kyk hoe hulle optree nie. Ek sê, dis wanneer jy die ware ou sien. Hy sê, maar jy as man van God moet nie so optree nie, maar ek het so geniet. Ek sê, dis snaaks as jy iets vir die oomie sê, wat bietjie te naby is aan dit wat hy nie van hou nie. Ewe skielik is die vrome houdingkie weg. Ewe skielik is ek nie meer Boeta nie. Dan kry ek ander name. Jy sien, die wêreld beproef ons die hele tyd. Maar ons, en ek sê dit met respek asseblief, dis niks leliks nie. Ons moet ophou met hierdie vroom gesiggie ding. Ek is so heilig, ek weet nie wat dit is nie. Die lieg man, ons almal van ons het al ergens ons voete gestaan en ons opgestaan. Ergens het ons iets verkeerd gedoen. Ons weet van verkeerd en van reg. Maar ergens moet ons uit die boksie uitklim en ons moet besef dat daar 'n hoër roeping oor ons lewe is. Ons kan nie aangaan en mense se ego streel. Jy's okay. Ag, jy's nie worry nie. Weet ook wat niemand gaan niks sê nie. Moenie worry oor wat die mense sê nie. Dis wat Jesus sê. Ons moet accountable gehou word. Maar net voor God. Dis waar die verskil kom. As ek jou wil accountable hou, dan moet jy onmiddellik my op my plek sit. Maar is my plek of my werk. Jy sien, of 'n Vader my geroep het, is om net die evangelie te verkondig. Hy het nie gesê, word jy my judge nie. Nee. Jy sien, die gebod wat hy gegee het, soos ek hom lief het, dat ek die mens lief het, sodat ek kan sê, God lief. Sien jy, hy werk in 'n driehoek. Jy moet verstaan hoe die driehoek werk, maar God is altyd eerste. Jy kan nie sê, jy het God lief, maar jy het nie sy mens lief nie. Want anders het jy nie God lief nie. Jy sien, dis waarom hierdie woord so belangrik is. Om dissipline te verstaan, moet ek God ken. Ek moet verhouding hê met hom. Ek moet met hom kan praat in goeie en slegte tye. Weet jy, as ek verkeerd doen, is dit so maklik om, Here, ek is jammer. Ek weet, niemand gaan glo as ek sê jammer nie, maar Here, ek sê vandag vir jy, ek is jammer, dat ek weer eens al die goedheid en guns net soveel teruggegee. Dis waarom hy nie nood is en nie vir ons sê wat jy bely, sal ek jou van vry maak. Ek sal jou reinig van alle ongeregtigheid. Is dit nie wat ons nodig het nie, ouens? Ons het nodig om los te kom van hierdie goed.
Ons het nodig om weer daai excitement op te wek van ek weet wie my Jesus is. Dan gaan hy aan en hy sê selfdissipline bring weer meer dat 'n mens kan uithou en aanhou en hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby God. Verstaan jy hoe belangrik is dissipline? Ja, of jy nou daarvan hou of nie, raai wat, ek moes geleer het om sekere goed nie meer te doen nie. Alles ek so tempted net om, jy weet as hulle sê, jy wil die beer net so 'n bietjie pouk, net kyk of ek grom. En as ek so naby kom, ja, ek is jammer, maar het gaan so lekker wees om net te kyk wat hy doen. Maar raai wat, ek het nooit gedink dat wanneer as iemand my pouk, gaan dieselfde dalk met my gebeur. Jy sien, dissipline is daar vir 'n rede. Want dissipline bring jou na 'n plek toe waar jy besef, hier is 'n two-way-street, nie 'n one-way nie. Daar's twee lane. As jy pouk, kan iemand anders toe ook pouk. En jy nooit dink jy's bo enigiemand nie. Want God sê, hy het ons buitengewoon geskape. En ek wil net vir jou die inligting gee, want om een of ander rede as ons oor buitengewoon, is beter as hulle. Nee. Ons is net buitengewoon geskape, maar hy sê geen mens is bo ander. Hou op dink dat jy hier is. Die beste plek waar jy kan wees, is hier. Op jou knieë voor Jesus. Om te sê, Here, as ek niks is ek alles. Want wanneer ek in die teenwoordigheid is, wanneer ek gedissiplineerd is in die woord, gedissiplineerd in gebed, gedissiplineerd in die liefde, is daar niks wat my kan stop nie. En dan gaan hy aan en hy sê in vers 7, 'n lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges. Hoor mooi, 'n lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Jy sien so, vers 7 is eintlik vir leefstyl en almal wat luister. Want as jy nie hierdie toepas nie, gaan daar altyd 'n gaping wees. 'n lewe naby aan God. Here, dit is waar ek wil wees. Okay, as jy naby aan hom is, beteken dit, jy skep liefde vir ander gelowiges. Here, dat ek nie meer vaskyk en weet hoe hoekie en wie doen dit en wie daai. My vriend, ons dank die Here dat ek en jy nie dieselfde is nie. Kan julle dink hoe boring is dit? Net ek het die voorreg om my groen tekkies te dra by enige kleed. Verstaan ek het 'n so mooi hemp uitgekies en my vrou sê, jy weet jou skoene pas by niks. Ek sê skoene pas by alles. Want ek kyk jy af. Dis 'n keuse wat jy maak. Daar's 'n rede waarom sekere mense hierdie doen en ander mense nie. En jy sien, as jy liefde het vir ander, dan pla ander ou se roet jou glad nie. Jy love hom soos wat Jesus jou liefhet. Dis waarom die eerste liefde, die eerste plek waar jy moet stilstaan, is verhouding met Jesus. En dan kom die ander goed dan net van selfspreek. Dit raak so maklik om net lief te raak vir almal. Ek verstaan nie. Ek het hierdie persoon regtig nie gelike nie, maar nou sien ek goed en ek besef, hierdie is net soos ek. Dis gewoonlik jy is wat soos jy is wat jy nie like nie, want jy sien jouself. Jy kan dit wel van sy te boonde sien. Dan sal 2 puntjies, en ek kan nie die eer hiervoor vat, en ek het hierdie raak gelees, en ek het geweet, ergens moet ek dit gebruik, en ja, uiteindelik kon ek dit gebruik ergens. So, ek weet nie eens by wie ek dit geleer nie. Maar hierdie ou het vir my so mooi opgesom. Die Here leer ons in sy woord deur 2 beelde, dat geloof of dood kan wees, of kan lewe groei. Dit kan lewe of dood wees. Maar raai wat, dit kan dit groei ook. Nou, nommer 1 sê geloof is 'n kaal bossie in 'n droë wêreld.
hierdie al soveel keer gelees en elke keer love ek dit. Want hoor gou die opbreek daarvan. Dink aan 'n bossie wat in 'n droë woestyn staan, op klippe waar daar baie min water is. Hierdie bos het geen blare nie, maar staan daar kaal en is besig om dood te gaan. Hierdie bossie beteken vir niemand enigiets nie. Want raai wat, wie van ons staan en bekyk 'n bossie? Maar tog, ons almal het hierdie quote van onkruid vergaan nie. So elke oggend kyk jy maar eintlik vir die bossie. Ek noem dit nie. Want ek hoor oor en oor, as iemand vir jou sê daar's uitdagings, ja, moenie maar in die onkruid vergaan nie, dink ek, jy kyk nie na bossies nie. Dink mooi. Hoor na die tweede stelling, geloof is 'n boom by water. Nou ek love hierdie. Hoor gou, hy sê, dink nou aan 'n boom wat by water geplant is. Die water is 'n rivier of 'n spruit wat altyd vloei. Die boom stoot sy wortels uit na die waterstroom. Die wortels is later in die water. Die boom word aanhoudend gevoed deur water en die grond wat heeltyd nat is. Wanneer daar hitte kom of selfs droogte, raak dit die boom nie. Want die boom kry genoeg kos uit die water en die nat grond. Ek wil vanoggend vir jou vra, het ons nie dalk happy geraak om net 'n bossie te wees? Want dit is so lekker om te quoteer, onkruid vergaan nie, daai ding staan daar. Ek weet nie hoe kan hy nog staan nie, maar hy staan op 'n klip. 'n boom moet geplant waar lang word. As hy net nie genoeg water kry nie, as jy jou oë uitvee, dan niks meer nie. Jy sien, dit hang af waar jy is. Dis 'n keuse wat ek en jy moet maak. En dit is wat vir my so mooi was van hierdie stuk. Toe ek dit lees, dink ek, Here, ons het nodig om werklik soos 'n boom te wees naby aan die water. So ek het nodig om kind van God te wees naby aan Jesus. Jy sien, ek het nodig om daai krag van hom te kry. Daai water, daai strome van lewende water. Dis die strome van lewende water wat my gaan voed. En wanneer aanslag daar kom, wanneer die droogte daar kom, gaan dit niks aan my doen. Want hoekom? My grond gaan voorberei wees. Ek gaan vol wees van die Heilige Gees. Ek gaan voorbereid wees op elke uitdaging, want hoekom? My kanaal is gelink aan Jesus. Jy sien, dis waarom dit so belangrik is. Ons het tevrede geraak met dit wat ons sien. Ag, weet jy, hierdie bossie is nou vanoggend bietjie val, maar dis alright, ek kan hom nie saamleef. Ek weier om verder saam te leef met 'n val bossie syndroom. Ek weier. Here, ek wil strome van lewende water ervaar. Ek wil ervaar hoe die takke net so uitspruit. Ek wil sien hoe groen die blare is. Ek wil sien hoe my wortels skiet en ander loop tot dit in die water is. Jy sien, want ons wil wortels skiet, maar om een of ander rede, hoekom is dit dat ons wortels net omtrent 'n meter weg is van ons? Wanneer ek is okay hierso, weet jy wat, wanneer my grondgebied te groot raak, raak dit te moeilik. Weet jy wat klok vertel? Jesus vergroot jou grondgebied. En as hy jou grondgebied vergroot, sal hy jou die krag gee om te kan doen wat jy nie kan dink nie. Jy sien, jy het nodig om in hom te staan. Wanneer daai boom werklik geanker is en daai wortels gevoed word, is dinge besig om net te verander in jou. Ek wil gaan afsluit. Jy kan net jou geloof verryk indien jy alles wat jy doen uit geloof in God doen. Ouers, dit help nie jy probeer enigiets anders te sê nie. Dit help nie jy probeer dit anders te maak nie. Jy kan net jou geloof verryk indien jy alles wat jy doen uit geloof in God doen. Dis 'n uitdaging.
Dis nie maklik nie. Want die mens het op 'n plek gekom waar ons net aangaan. Ag, môre is nog 'n dag. Môre is net nog 'n dag. En dis waarom ek elke keer dit sê as ons daai liedjie sing en ek love hom. Omdat ek leef sien ek kans vir môre. Omdat ek leef sien ek kans vir vandag. Here, my fokus is net op vandag. Vader, wat toelaat môre is 'n blessing. Dankie. Maar ek dink nie môre nie. Ek probeer nie verstaan wat môre gaan gebeur nie. Want dit is nie my hande nie. Maar wat vandag gaan gebeur. As ek wil vir julle sê, wat vandag gaan gebeur is in die hand van die Here. As jy hom ken, as jy saam met hom loop, as jy vertrou, dat jy weet dat hy die beste weet vir jou. Wees 'n boom naby die water, sodat jy kan uitstrek en sê, Here, ek wil nie beperk word nie, Vader. Gee my guns dat my wortels werklik kan skiet. As ek hier staan, wil ek ervaar dat my wortels teen die muur begin oploop. Hoekom? Want ek moet net nie stop nie. Want jy sien, ons moet baie keer in die huis van die Here kom en dan word ons beperk deur dit wat ons kan doen. Maar ek is nie daar nie, ek is nie op hierdie raad nie. Ek wil volgende vir jou vra. Ons maak nie groot dinge van rade nie. Want ek glo in die geseënde van die Here. Dit sê hy al vir ons in Genesis. Genesis sê, ons is die geseëndes van die Here. Is dit dat ons nog nie optree soos die geseëndes nie. Jy sien, as ons optree soos die geseëndes, sal jy besef dat hierdie huis is Vader se huis. En as hy vir jou sê, doen jy dit. Jy moet nie iemand gaan vra, mag ek nie. As Vader sê, jy doen dit, dan doen jy dit. Want jy sien, die God wat ek kan bid, is 'n God wat weet wanneer en hoe. Is 'n God van orde. Hy sê nou dan vir my, kan nie vir iemand net gaan bid nie, ek sê dis maklik. Jy het mos nie nodig om op die piek van jou stem te bid nie. Die Here hoor elke woord wat jy vra. So as ek by hom Japie gaan stil staan, en ek sit my hand op, hierdie is net 'n aksie van geloof. Dit wat hy wil hê, wat moet gebeur, sal gebeur. Maar hoekom? Want dit is die een wat in jou is. As God deur jou werk, het jy eintlik geen woorde nodig. Dis ons woorde wat gewoonlik die briek aandraai. Want Jesus wil iets groots doen en ons nog ietsie sê. Ek wil net nog ietsie byvoeg. Maar dan vra ons die Here, laat U wil geskied. Sy wil is dit wat hy wil doen. Nie wat ek en jy wil doen nie. Ek wil afsluit met hierdie weer in Romeine 14:23. En ek laat hier, hy sê, maar as jy twyfel en tog eet, staan jy veroordeel, omdat jy nie volgens jou geloofsoortuiging handel nie. Alles wat jy nie uit volle geloofsoortuiging doen, is sonde. Ek wil nie met mooi hoor. Hy sê volle geloofsoortuiging. Hoeveel goed doen ons met geen geloofsoortuiging? Ek doen dit al 20 jaar, ek weet presies hoe om dit te doen. Ek gaan net weer die dag, ek gaan weer al die aksies. As jy jou laptop aansit, het jy al gevra, Here, Vader, as hierdie skerm aangaan, Here, wat ek doen, wat U wil hê ek moet doen. Ek luister hoe ouens oral, as julle op baie van die platforms, luister ek hoe predikers praat en almal die hele tyd fokus op hoe mense vasgevang is aan pornografie en aan al hierdie verskillende verslawings. Jy sien, dit word ons nie meer hardop genoem nie, want die kerk het ons net 2 sondes. Amen. Ons glo ons net, as jy rook en drink, dan gaan jy hel toe. Ek wil jou geheim vertel. Die Bybel sê sonde, sonde, sonde. Onderskei jy wat is dit? Hou op luister na wat mense sê. Ek wil vir jou sê, ek het al mooier kinders van die Here ontmoet, wat 'n twakkie of wat ook al doen, maar hy het verhouding en hy is besig om los te maak.
Maar wanneer ouens met 'n verslawing vasgevang is ek bang. Want weet jy wat, 'n verslawing gee af. Het jy dit geweet? Ons laat enigiemand naby ons toe, maar ons weet nie eens wat hulle gees aan die gang is. Hoekom? Want ons bid nie meer saam met mense. Vader sê, ek gee ons 'n gees van onderskeiding. Weet jy hoe kry jy dit? As jy saam met mense bid. As jy saam met iemand bid en sê die Here dadelik vir jou, staan terug of maak toe. Hou op om net vasgevang te wees in twee goedjies wat jy ken. Ek wil vir jou sê, die tong is 'n groter gevaar as enige van daai goed wat jy dink is sonde. Want dis hierdie vieslike ding, dat mense by hulle huis laat sit, volg. Omdat mense afgepraat het op hulle, of geskinder het van hulle, of 'n opinie gehad het. In plaas van om te sê, Here, soos ek U lief het, so wil ek almal lief hê. Vader, as hulle verskil vir my, Here, dankie, dat ek nie vasgevang is in dit nie. Het jy al ooit gedink as jy iets ervaar in iemand, in plaas van om jy net te konfront en hom weg te jaag, of om te bid, gebed vir ander sake. Ek het ou gehad wat my uitgevreek het, hier is uit 'n manier om te ry. Ek kan nie glo wat gebeur as jy sleutels salf. Want daai sleutel moet aangevat word om 'n ignition te sit. En Here, is niks onmoontlik nie. Ons het nodig om op te tree soos wat God wil hê ons moet optree. Ons moet ophou luister vir wat die mense vir ons sê. Jy moenie dit nie, jy moenie daar gaan nie, moenie worry nie. Die Here is met my, hy sal guide waar ek moet wees. Ek hoor wat jy sê, ek sal altyd oop vir enigiemand se opinie, behalwe as jy wil praat van iemand anders. Want beteken die opinie niks. En die Here sal daai persoon op my pad bring, en weet jy wat, die journey wat ons moet hê, sal hy openbaar. Maar vervolgens vir jou sê, as gebed ergens afgewater geraak het, om jou geloof te verstaan, begin by gebed. As jy laasweek gemis het, ons kon dit ongelukkig, nie met al die snacks wat die oomblik aangaan, gemis het, dan het jy ongelukkig regtigheid gemis. Want geloof verander mense lewe. As dit begin gebed. Ek wil vir jou sê, daar's niks beter as om met Vader te praat en Vader te vra, wat is U plan, Here? Wat wil jy hê moet vandag gebeur? Wat wil jy hê moet uit die mond uitkom? Vader, as jy nie wil hê dat ek hierdie moet sien of hoor nie, Vader, stop dit net. Nou wat jy vra in sy naam, sy weet dit. Verstaan julle waarom ek vir 6 jaar elke Sondag vir julle Johannes 14:14 gee? En as die Here se wil is, gaan ek dit vir nog 6 jaar doen. Want raai wat Johannes 14:14 is wat my die hele tyd staande hou en wat daai uitdaging vir my moontlik maak. Elke keer as ek dink as 'n challenge, dan dink ek, Here, moet U sê in die woord dat ek vra in U naam. Dankie. Dankie dat ek mag vra. En dankie dat ek weet dat U dit sal doen vir my. En dis al wat belangrik is. Ons sluit ons oë. Vader, dankie Here om vanoggend te weet waar ons staan. Here, as ons onduidelikheid het dat ons onsself sal meet vanoggend om te sê, Here, ek wil in geloof staan in U. Vader, maar ek het nodig dat U my daai volle geloofsoortuiging gee. Ek wil weet waantoe ek kom pad is, Here. Ek wil weet in U woord dat U vir my dit sal openbaar. Vader, ek bid, Here, dat hierdie nie net meer 'n boek sal word in my huis nie, maar dat hierdie sal deel hê in my leefstyl. Vader, dat ek hierdie woord nie net sal lees nie, maar dat ek dit sal leef, dat ek dit sal eet, dat ek dit sal drink, dat dit myne sal wees waar ook al ek gaan. Here, want dit is waar die deurbrake lê.
Vader, vanoggend kom ons, Here. En ons sê dankie. Dankie vir die voorreg om in die geloof te kan staan. Vader, ons wil vanoggend uitreik na elke gemeente in hierdie Koorstreek, Here. Vader, my gebed vanoggend, Here, dat U elke herder toemaak, Here. Elke man en vrou van God wat in bediening staan, Here. Here, dat ons sal besef dat daar 'n hoë roeping is. En dat ons nie gelykvormig sal word aan hierdie wêreld. Dat ons nie mense se ego sal streel nie, maar dat ons sal staan in die volle waarheid van die evangelie, Here. Vader, dat ons sal weet, Here, dat ons nooit moet skaam wees vir U nie. Here, dat ons nooit sal bang wees om ons hande op te lê wanneer U Gees dit vir ons wys nie. Here, dat ons nie in 'n ding sal ingaan om net kols te maak, omdat ons dink ons wil mense hiervoor hê en dat hulle sien wat ons doen nie. Maar dat dit sal gedryf word deur die Heilige Gees. Here, want dit is waar verandering kom. Dit is waar wonderwerke plaasvind. Ons wil nie 'n gewoonte huis word nie, Here. Ons wil 'n gehoorsame huis word. Vader, en ek bid nou, Here, dat die uitdagings wat daar was, Here, dat U nou vir ons net wys waar goed net val. Dat dit wegraak, Here. Vader, dat ons vanoggend met oorwinning voor U kan staan met ons arms oop en sê, Here, dankie. Dankie, Here, vir losmaking. Dankie, Here, dat ons vanoggend voor U kan staan en sê, ek vat elke liewe bietjie wat U my gee. Alles aan U, Here. Vader, dat U ons sal seën op hierdie dag, Here. Vader, ek bid, Here, dat goedheid en guns hierdie week ons vooruit sal loop, Here. Vader, maar dat ons aan die uitdaging sal staan om die hele tyd te weet dat soos ons U liefhet, moet ons die mens liefhet. Here, dankie vir wat U instoor het vir ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie.